En dis hoe dit werk hier by Nampo. Die Namibiërs vind die Namibiërs. En hier is ons en dis 'n wonderlike gees en by my is Hoekus van die kerk van Oelenorst. Hoekus, hoe gaan dit hier? Nee, het gaan lekker. Is lekker om Nampo rond te loop. Al die lekker boerdery goed uit te kyk en ja. Wat vir die mooiste, die beste, die grootste, my mond hang. Die lekkerste goed kan ek nie bekostig nie, dis die probleem. Daai groot trekkers met ons koop maar dit wat ons in die hande kan saamdra, want die goed wat ons eintlik wil hê, ja, sal ons maar net van droom nog van nou. Ja, nee, dis ongelooflik. Ja, nee, dis die grootste en die meeste trekkers wat ek in my lewe gesien het. Ek was 2017 laas hier gewees en ek dink in die laaste 8 jaar het dit net nog groter en groter en groter geword. Jy kan eintlik nie dink dat dit Okay, nou wat van my wat 30 jaar laas op universiteit hier was? Ja, maar ek dink dit was 'n ander, dit was miskien net een saal en een stalletjie gewees. Ek dink nie dis die Nampo wat dit is. Ja. Ja, dis Nampo gewees. Ja. Okay, jy's ook in die wildbedryf. Is hier 'n gebeur of iets wat jy vir jou wil kry of? Ja, ag, hier's Nampo dink ek is hier vir iets vir almal. Ek dink hierso, dit is mos maar die saai boere wat dit begin het, maar hier's allerlei plantgoeders, groente, besproeiing, draadkampery, ja, en hier is 'n bietjie jaggoed, so is lekker, dis 'n lekker all-round en ek sien nou beplan hulle in Oktober maand Nampo jag en agriculture, so ek dink dit gaan ook nogals interessant wees wat nou meer jag en diere georiënteerd is. En Waldo, wat is vir jou die lekkerste? Ja, dis net lekker om bietjie tussen ander boere te kom en verskillende idees te sien, ander idees, nuwe produkte op die mark. So ja. En hoekom is jy hier om vir die meisies te kyk? Ja, mens moet na al die mooi jong meisies kyk want dit hou ons jong. Maar ek dink as ons hier na die mielielande kyk en ons sien dat hulle 'n goeie jaar het hierdie produsente, dan dink ek is 'n paar te klein trekkers hier op die skou. 'n Trekkertjie is gou 10 miljoen rand. Meer as 'n plaas se prys vandag. Ons kan nou ongelukkig nie met so trekker inry toe ry nie, maar nee, die instrumente, die verbetering, die verandering en elke keer vernuwing bly maar interessant, die entrepreneurskap wat daar is. Hoe voel julle oor die algemeen oor die toekoms van die landboubedryf in Namibië? Veral nou ons het so lekker reën gehad. Ek meen verlede jaar was almal moedeloos. Hoe voel julle nou, Rian? Ek dink in terme van kommersieel diere kry ons land swaar omdat ons deur 'n 2 jaar droogtebeer is, voorraad is min. Ons sit mos nou maar die bekende knyptang situasie waar die boere se koste insette en die prys wat hy kry maak my dit wat in jou sak kom net minder en hoër risiko. Maar ek bly positief vir ons land met die verwikkelinge in die rooi vleisbedryf. As ons kyk na Mikko kan dit beter gaan as hy op sy weer terug is op pad, wat seker nie maklik gaan wees nie, maar daar's ander alternatiewe. Die kleinveemanne sukkel bietjie en ons sou wou hê dat veredeling in ons land moet plaasvind en die manne se wildbedryf doen goed en die jagbedryf doen goed wat vir my positief is vir nou en vir die toekoms van ons land. En hier is ons Namibiërs, altyd saam, altyd vrolik, altyd positief en dit is goed om te hoor dat daar 'n positiewe gees heers veral oor die landboubedryf. Groete uit Nampo.